Jesus het in Johannes 16 van vers 13 af hierdie oor die Heilige Gees gesê. Hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. In vers 14 sê Jesus, hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang sal hy aan julle verkondig. Die basis teksvers oor die woord van God is Johannes 1 vers 1 en vers 14. Johannes skryf, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En dan in vers 14 maak hy dit duidelik dat hy van Jesus Christus praat, as hy sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. So hier is al klaar die belangrike punt, Jesus Christus is die woord. Die een brief waarin Paulus hierdie geheimenis die beste beskryf, is die brief aan die Efesiërs. As jy kans kry, gaan lees dit gerus deur, net 6 hoofstukke. Ek gaan net 'n paar verse daarin vir jou uitlig. In die begin van die Efesiërsbrief, hoofstuk 1 vers 7, skryf Paulus, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. En dan in vers 13, in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. En dan in hoofstuk 3 van vers 5 af skryf Paulus, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Vers 8, hoewel ek, Paulus, die geringste van al die gelowiges is, het die Here aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Ons kan hoor hoe Paulus sê, God se verlossingsplan was eintlik al die eeue 'n geheim, maar dit is nou bekend. En dan in vers 3 gaan hy verder en hy beskryf ook hoe hy bid vir die gemeente, en in sy gebed noem hy dan in vers 18 en 19 die volgende, hy sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Paulus verduidelik hierdie geheimenis ook 'n bietjie korter in die Kolossensebrief. In hoofstuk 1 vers 26 en 27 skryf hy, dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. En in Kolossense 2 vers 2 sê hy dit so kort en kragtig as moontlik, die geheimenis is Christus. As die woord nie vir ons die openbaring van en die vervulling in Christus Jesus is nie, dan is daar nog 'n sluier oor jou verstand wat jou daarvan weerhou om Christus raak te sien, om die evangelie, die goeie nuus te snap. En daarom is die Nuwe Testament en spesifiek die evangelie van verlossing deur genade alleen, deur geloof in Jesus Christus alleen, altyd die konteks waarvandaan ons die skrif moet interpreteer. Ons moet ons Bybel lees deur die bril van Jesus Christus. Anders is ons nie besig om die Heilige Gees toe te laat om ons in die volle waarheid te lei nie. Mag hierdie waarheid by ons insink en mag die Here ons ook verder lei in hierdie waarheid. Kom ons bid saam. Here, nogmaals baie dankie vir u woord, vir die evangelie, vir u Heilige Gees. Lei ons asseblief in die volle waarheid. Help ons om die evangelie te verstaan en om die Bybel te lees deur die oë en deur die bril van Jesus Christus, ons verlosser. Here, dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Amen.